Baie hartlik welkom broer en suster by hierdie geleentheid waar ons 'n bietjie van naderby vandag kyk na die woord van die Here. Ek gaan dat ons eers stil word. Kom ons word saam stil. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om eintlik maar vir 'n paar minute te kan stil word voor U aangesig. En dat ons U naam mag aanroep, uit die woord uit mag lees en dit ook kan oordink en toepas op ons lewens. Wees U hier teenwoordig en wil U aan die woord kom spreek, Here, om in hierdie oggend met ons, vir ons in die oë te kom kyk en met ons te praat. Baie dankie vir U teenwoordigheid. Amen. Ek gaan lees, ons sou by hierdie geleentheid, broeders en susters, sou ons kon gesing het uit lied 188, kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Wat 'n pragtige lied is dit nie, maar ek gaan onmiddellik oor, om uit die woord uit te lees. Ek sluit vanoggend aan, by Matteus hoofstuk 26. Matteus 26, ek gaan daarvan vers 69 aflees. Petrus het buite in die binnehof gesit, toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus, die Galileër. Maar hy het voor almal dit ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie, het hy gesê. Hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Weer het Petrus dit ontken en met 'n eed gesê, ek ken die man nie. 'n Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. Op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. 'n Rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. Broer en suster, ja, dit is 'n aangrypende stukkie geskiedenis uit die lewe van Jesus, maar ook uit die lewe van Petrus, en besmoontlik ook 'n stukkie van ons eie lewe. Want die spanning oor die moontlike dood van Jesus was aan die opbou. Jesus het pas vir sy disippels gesê dat hy oor 2 dae oorgelewer sou word, om gekruisig te word. Intussen kom openbaar Jesus aan die Pasgatafel dat Judas hom gaan verraai. In die tuin van Getsemane was Jesus doodsbenoud en het hy gebid dat die Vader hom uitkoms sal gee. En daar in Getsemane word hy deur Judas verraai en deur die soldate gevange geneem. Nou moet Jesus voor die Joodse raad verskyn. Die moontlikheid van 'n doodsvonnis is in 'n sekere sin 'n uitgemaakte saak. Petrus moes dit baie intens ervaar het.
Jesus het juis voorspel dat Petrus hom sou verloon. En dit het Petrus heftig ontken. Nee, hy gaan nie vir Jesus verloor nie. Hy is eerder bereid om te sterwe as om Jesus te verloon. En Petrus bewys dan ook sy trou aan Jesus deur in die tuin waar Jesus gevange geneem is, die doodsgevaar te trotseer, sy swaard uit te pluk en te wil begin veg. Petrus het Jesus wel in die steek gelaat en net daarna weggehardloop. Ons broer en suster veroordeel Petrus so maklik omdat hy Jesus op 'n kritieke tydstip van Jesus se lewe in die steek gelaat het. Ons gebruik besmoontlik gereeld die voorbeeld om te sê hoe sleg volgelinge van Jesus werklik kan wees. Indien ons dit doen of dink, wag daar in 'n sekere sin vir ons twee verrassings. Want Jesus het sy dood voorspel en hulle het al geweet op hierdie stadium dat Judas hom gaan verraai. Ons weet dat Jesus in Getsemane doodsbenoud was. Daar in Getsemane het Jesus, dit weet ons ook, die Vader om uitkoms gevra. Ons weet dat Jesus voor die Joodse raad is om verhoor te word. Dit alles, weet ons, het Petrus ontken. Hy sou eerder gesterf het as om Jesus te verloon. Daarmee het Petrus eintlik gekom en 'n streep getrek deur al sy vroeëre standpunte of moontlike standpunte. Petrus het hom hopeloos homself oorskat. En eintlik toe Petrus alleen staan en toe hy gekonfronteer word, toe soog hy voor die versoeking. Hy was bereid om vir Jesus te veg. Hy het teen alle verwagtinge in na Jesus se verhoor gegaan. Hy het nie weggeloop toe mense hom begin herken het nie. En in 'n sekere sin wil ek sê, Petrus het heel wat beter gevaar as wat ons miskien sou dink. Het ons miskien, en ek vra die vraag want dit kom konfronteer ons direk, het ons nie dalk maar dieselfde begeerte om vir Jesus te sterwe nie? Sal ons ook doodsgevare terwille van Jesus trotseer? Sou die haan nie baie vroeër in die meeste van ons plek gekraai het nie? En dis nogal die vraag waarmee ons gekonfronteer word. Broer en suster, en wanneer 'n mens dan voor hierdie vraag te staan kom, dan wil jy terugdeins. Dan wil jy kom sê, maar ja, dan is ek nie goed genoeg nie. Want ek weet nie of ek die dood terwille van Jesus sal trotseer nie. Ek weet nie of ek terwille van Jesus sal veg nie.
Ons sien, Petrus het weggehardloop en bitterlik gehuil. Daar was 'n stuk berou by Petrus. Dis al wat ons weet in terme van hierdie gebeure in Petrus se lewe. Hy het bitter berou gehad. Hy het bitterlik gehuil. En daarom wil ek vandag kom sê, maar die teken van 'n ware Christen, wanneer ons onsself wil en moet beoordeel, is nie dat ons nooit, ooit 'n fout sou begaan of sou sondig nie. Die teken van 'n ware Christen is eerder dat hy of sy sal opstaan uit die sonde en 'n nuwe lewe trotseer. Petrus het berou gehad oor sy daad van verloning. En uiteindelik is dit so dat Petrus 'n groot getuie vir Jesus geword het in die verdere verloop van sy lewe. Daarom, broer en suster, is dit so dat ons waarskynlik nie beter vaar as Petrus nie. Hoe dikwels sê ons nie en of is ons bereid om soos Petrus te sê, ek ken die man nie. Wat maak ons as ons daar in 'n groep van mense staan en daar besmoontlik lelike grappe van een of ander aard vertel word? Wat doen ons? Praat ons daaroor en sê ons, nee mense, so doen 'n kind van die Here nie. Lag ons maar saam. Die feit dat ons dikwels swyg, is in 'n sekere sin niks anders as verloning nie. As ons dan gefouteer het, as ons dan uit die oë van die Here en die woord van die Here, as ons dan gesondig het ons enigstens berou daaroor? Dit gaan nie uiteindelik net oor die feit dat ons swyg nie. Dit gaan nie uiteindelik ook oor die feit dat ons soos besmoontlik 'n Petrus sal sê, ek ken die man nie. Dit gaan oor of ons berou het. Want soos ons vandag voor hierdie woord staan ons eintlik, ja, ons noem onsself Christen, maar ons nie supermense en of volmaakte mense nie. Eintlik staan ons maar voor die Here as mense met voete van klei. En daarom pas berou by ons. Om werklik as kind van die Here, wanneer ons gefaal het sy wanneer ons moes praat, wanneer daar gepraat moes word, maar geswyg het sy of deur een of ander daad wat ons gedoen het, waar ons dit nie moes gedoen het nie. Waar ons moes getuig het vir die Here, maar dit nie gedoen het nie. In 'n sekere sin, dan het ons almal mense met voete van klei. Die dapperste mens onder ons, in die geloof, broer en suster, kom soms ook op 'n breekpunt. Soms oorskat ons onsself ook maar, soos Petrus hom oorskat het. Dood eenvoudig, omdat ons dink dat ons onsself goed ken, maar in der waarheid eintlik nie goed ken nie.
'n oomblik van swakheid kom oor die beste van ons. En mag u en ek berou hê, broer en suster. Mag ons op so 'n wyse berou hê, dat waar Petrus gesê het, ek ken die man nie, u en ek bereid sou wees om te kom sê, ja, ek ken hom, maar ek het nou verkeerd gehandel. Ek het verkeerd gedoen in die oë van die Here. Of dit is met iets wat ek moes gesê het, maar geswyg het of geswyg het. Of gepraat het waar ek eintlik moes geswyg het. Waar ek iets gedoen het wat 'n kind van die Here nie betaam nie. Mag daar in ons lewe 'n kennelike stuk berou wees oor dit. Toe Jesus later vir Petrus vra, Petrus, het jy my lief? Het Petrus geantwoord ja. En nadat die Here Jesus dit die 3de keer gedoen het, toe sê Petrus, maar Here, u weet dat ek u liefhet. U weet dat ek u liefhet. En daarmee wil Petrus eintlik kom sê, Here, u ken my. U ken my swakheid. U ken die feit dat ek my ook maar dikwels oorskat. U ken my ook maar as 'n mens met voete van klei. U weet alles van my. Maar ten spyte van die alles wat u weet van my, weet u, Here, dat ek u tog liefhet. Al is my liefde dikwels ook maar iets wat ons kan bevraagteken. Op my menslike vlak, my wispelturige vlak, my voete van klei vlak, Here, het ek u lief. Mag die Here, broer en suster, daardie stuk eerlikheid ook vir u en vir my gee. Dat ons nooit in die geloof arrogant sal wees en sal word nie. Want arrogansie sny baie na aan geestelike hoogmoed. Mag ons mense wees wat eintlik baie nietig, bewus is van ons nietigheid, van ons broosheid, van ons nederigheid. Dat ons in 'n sekere sin, soos Petrus antwoord, ja, maar Here, u weet dat ek u liefhet. U weet wat my swakpunte is. U weet wat my sterkpunte is. Maar ek kom buig net voor u, Here, in 'n stuk berou of in 'n stuk erkentlikheid. Dat na alles gesê kan word, wat gesê kan word, wil ek steeds bely, ek het u lief, Here. Mag die Here elkeen ryklik seën. Mag die Here elkeen ryklik dra om in hulle geloof sterk te wees, maar ook te besef dat sonder die Here is ons swak. Kom ons leef uit die krag van Jesus se opstanding. Here, baie dankie dat ons mag weet, Here, in u geanker staan ons vas en kan ons vas staan dan teen allerlei versoekings, maar ook die versoeking van verloning. Mag u ons krag gee, Here, ongekende krag om getuies, lewende getuies vir u te wees, ondanks omstandighede. Al word ons gekonfronteer ook met die feit dat ons Christene is, dat ons deel is van die volgelinge van die Here Jesus Christus, maar dat ons bereid is om te sê, ja, ek is 'n volgeling van hom en ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie.
Amen. Mag die Here u ryklik seën in hierdie dag, in die tyd wat voorlê. Mag die Here u dra in sy genade en mag die Heilige Gees in elkeen woon en vorm, krag gee en seën. Amen.